O, julle is sommer almal klaar hiervoor. Ek love dit. Môre, môre. Ja. Hallo Bella, Becca. Is al die kinders hier voor? Al die kinders kom vorentoe. Die man met die grootste mond in die kerk kry die mic vandag. Ek het spesiaal my MP vir julle aangetrek. I can't do adult today and tomorrow doesn't look good either. Okay, is al die kinders hier voor? Kom ons trek ons hande uit, ons bid gou vir die kinders. Vader, dankie dat ons vanoggend net as 'n groot familie bymekaar kan kom. Dankie dat ons hierdie kinders aan U kan opdra en soos U in die woord sê, bring die kinders na my toe want in die sulkes behoort die koninkryk van God. En Vader, vanoggend wil ons net elke een van hulle seën. Want hier sit vandag kinders wat eendag die land gaan regeer. Kinders wat paas gaan wees, wat maas gaan wees, wat mentors gaan wees. En ons bless elke een van hulle vanoggend in die naam van Jesus. Dankie vir die verrigtinge wat vandag hier gaan gebeur. Ek sien elkeen op die verhoog vandag en elkeen wat sy deel moet bring. Ek loof en ek prys die naam daarvoor dat dit wat by ons monde gaan uitkom, Holy Spirit inspired word sal wees. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Okay. Ek het crypt notes, anders gaan ek dit nie maak nie. Okay, eers wil ek sê vir al die mamas, Happy Mother's Day. Ek hoop julle elkeen het 'n presentjie gekry. As daar iemand is wat oorgeslaan is, ek seker daar is nog, waar is Angelique? Angelique, is daar nog presentjies? Daar is nog presentjies as jy dalk oorgeslaan is, so asseblief maak seker jy vat 'n presentjie. En papas, ek hoop julle bederf mamas vandag, big time. Julle mag nie kos maak, die papas moet kos maak vandag. Okay. Ek is 'n fashion designer en even ek kan braai, so jy kan braai ook vandag. En dis lekker reën buite, so daar is 'n pannekoek resep op die internet. So julle kan pannekoek opmaak. Okay, so ek wil gou al die helpers vra, die van julle wat hier is, wil julle ook sommer hier voorkom sit? Baas, Anke, Sunel, bring hy mooi maatjie van jou saam. Want hulle gaan nie voorbly vandag, so as julle weet wat om te doen. Julle is mos nou al goed getrein. Sien, dis nou hoe ons sondagskoolonderwysers maak, Sunel se maatjie. Ons maak sommer van jou onderwyser vandag. Ek wou eintlik gehad het 'n wet moes hier gewees het, want hy moes nog sommer hier by sy girl kom sit en dan is hy ook 'n sondagskoolonderwyser. Ons kort 'n paar manne, ek is die enigste man, regtig. Come on. Okay. Daar is so rukkie terug, seker so 3 weke terug. Toe sit ek in my studio en ek luister toe net sommer na enigiets wat op die radio opkom. En maar nou praat ek in my kop met die Here en ek sê vir die Here, maar weet, ek voel distant. En julle sal dit nie glo nie, dis 'n sekulêre song, maar ek gaan nou net vir julle die lirieke lees. Net so 2 versies. Dis 'n sekulêre song wat die ou seker geskryf het vir sy girl, dis 'n love song, maar dit sê, something about the way that you walked into my living room, casually and confident, looking at the mess I am, but still you want me. En dan gaan hy aan, in die verdere vers, hy sê, oh, I always let you down. I'm shattered on the ground, but still I find you there next to me. Oh, the stupid things I do, I'm far from good, it's true, but still I find you there next to me. En tog ek, ons het allemaal awesome God. So, ja, dit was net vir my profound. So vandag, soos julle sien, is dit baie colourful hier voor op die stage. So, julle mag glad die groot mense wees vandag nie. Piek 'n nommer tussen 2 en 5. Okay. So jy is daai ouderdom vandag tussen 2 en 5. Want die sondagskoolles wat aangebied word is vir tussen 2 en 5. Okay, die eerste helfte daarvan.
Niklas Beson, jy kan maar 6 wees, want jy's te groot vir 5. Okay, so soos julle sien is dit baie reënerig vandag, maats. So ek gaan my reënjas. Nee, wag, ons moet eers 'n song doen, nê. Ek het alweer vergeet van die song. Okay, is julle reg vir die song? House on the Rock. Is julle reg agter met House on the Rock? Okay, kom ons staan op. Dan draai ons om, kyk vir pappa en mamma. En as die musiek begin, dan doen julle vir ons House on the Rock. Is julle reg? Dan the man, het jy 'n spot? Kyk daar agter vir Tannie Brumalda. Matthew 7:24. Come on, now sing it. And for everyone who hears these words of mine, these words of mine, these words of mine. They're for everyone who hears these words of mine and puts them into practice. They're for everyone who hears these words of mine, these words of mine, these words of mine. They're for everyone who hears these words of mine and puts them into practice. It's like a wise man, it's like a wise man, it's like a wise man. Ooh, it's like a wise man who builds his house on the rock, house on the rock, house on the rock, house on the rock. And for everyone who hears these words of mine, these words of mine, these words of mine. They're for everyone who hears these words of mine and puts them into practice. Whoa, whoa. They're for everyone who hears these words of mine, these words of mine, these words of mine. They're for everyone who hears these words of mine and puts them into practice. It's like a wise man, it's like a wise man, it's like a wise man. Ooh, it's like a wise man who builds his house on the rock, house on the rock, house on the rock, house on the rock. Rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall, yet it did not fall, yet it did not fall. The rain came down, streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall, yet it did not fall, yet it did not fall. The rain came down, streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall, yet it did not fall, yet it did not fall. Because it had its foundation on the rock. Go! And for everyone who hears these words of mine, these words of mine, these words of mine. They're for everyone who hears these words of mine and puts them into practice. Whoa, whoa. They're for everyone who hears these words of mine, these words of mine, these words of mine. They're for everyone who hears these words of mine and puts them into practice. It's like a wise man, it's like a wise man, it's like a wise man. Ooh, it's like a wise man who builds his house on the rock, house on the rock, house on the rock, house on the rock. Well done, well done, well done. Dankie julle, sit sommer gou weer hier voor. Julle hoef nie klas toe te gaan vandag nie, alles gebeur net hier in die kerk. Kom sit julle almal hier voor, daar's lekker kussings. En as die pappas hier wil kom sit, kan hulle ook. Mamas is off duty vandag, hier's groot kussings vir die pappas ook. Okay, dat ek my reënjas aantrek, want dit is baie reënerig vandag. Het julle almal kerk toe gekom in die reën? Wie van julle het nat gereën? Niemand nat gereën nie. Ooh, waar is jou reënjas? Jy nie 'n reënjas of 'n sambreel nie. Ek weet nie of die sambreel gaan werk nie, dan gaan ek jou altyd vir die kerk uitblok.
Nee, ons sal dit los. Okay, los die enetjie. Hallo maatjies. Wie's daai? Hallo Cupcake. Hallo oom Daniel. Hoe gaan dit met jou? Baie goed, dankie. Kyk hierdie mooi koene. Waar kry jy hierdie mooi koene? My ma het vir my gekoop. Oh, dis beautiful jou rokkie. Wag, jou rokkie lyk nie lekker nie. Dis stunning koene. Hoekom is jy so verbaas? Want oom weet mos ek het al baie gestrydde mense in my lewe gesien. Ja? Maar dit is die eerste keer wat ek so baie ongestrydde mense by mekaar sien. Cupcake, ons praat nie van gestryk en ongestrykie. Dis jong mense en ou mense. Oom, so dis nie vandag maandag nie. Nee, glad nie. Dis Sondag. Ons is hier in Darling in Lewende Woord en dis 'n kerkdiens. Maar beteken dit dat God lief is vir gestryddes en ongestryddes? Natuurlik gestryk, ongestryk, vet, maar mooi, lelik, almal. En wat van mense met groot monde soos ek oom Daniel? Selfs jy ook groot mond en al. En wat van mense wat sokkies dra wat glad nie by mekaar pas nie oom? Hulle ook. Maar mense wat hulle brood in melk drink en dit dan eet. Maats, wie doen nie dit nie, nee. Ons like almal brood en melk drink, nee. Doen julle dit? Dis die beste. Jesus is lief vir hulle ook. Wow, so God is regtig lief vir ons almal. Ons almal is ingesluit. Hoor julle mooietjies dit? Ons is ingesluit. Dis fantasties. Ons is almal ingesluit. Wag om Daniel. Ek het 'n maatjie, hy is baie slim en hy weet van alles. Ja? En ons kan hom roep. Wat is sy naam? Krimmel. Krimmel. Maats, het julle dit gehoor? Gaan julle saam met my roep? Ek gaan tel tot 3, nee? Dan sê ons almal Krimmel. Is julle reg? Dis 'n slim plan oom. Okay. 1 2 3. Krimmel. Ja, Oh hy my head. slaap. Ek seker hy slaap. Kom ons probeer weer. 1 2 3. Krimmel. Hallo Krimmel. Hallo Krimmel, my wêreld. Het jy nog geslaap? Nee, oom Daniel. Kyk, jy beter gaan kyk na jou huis, hoor, hy het aan mekaar geval. Ooh, sien oom, ek het vir oom gesê hy is baie slim en hy weet van alles. Wag, laat ek gou gaan kyk. Gaan kyk gou Krimmel. Kyk, waar is jou koene? Nee, oom Daniel. Dit Ag, Krimmel. Daai versnelde marshmallows daar by kyk sy huis. Oh my head. Oh nee, my huis, sien, my huis is heeltemal weg. Ek het 'n groot probleem. Ai. Ja, dit is wat gebeur as jy jou huis op marshmallows bou. Kyk. Oh, maar dit was groot. En dit het gedoen, dis maklik. Sonder lekker vinnig om my huis hier op te bou. Ah, wag julle twee. Ek dink hierdie klink vir my soos 'n storie uit die Bybel. Ja, oom Daniel, dis die storie van die wyse man en die dwaase man. Die wyse man en die dwaase man. Maar wag, wie is wie? Wel, obviously is ek die wyse man. Het daai groot oor en hoe staan? Nee, wag julle twee, wag. Kom ons vertel vir hulle die storie. Okay julle. As ek sê reën, dan maak julle so. Kan julle maak saam met my? En as ek sê wind, dan blaas jy en jy waai met jou arms. Alright. Ek oom Daniel, ek wil net seker maak ek verstaan mooi. As wat enige tyd sien reën, Ja. dan moet ons voetjies so gaan. Ja, gaan maak so. En as ons sê wind, Ja. ons blaas met ons lippies. Dis reg. Is julle reg manne? Is julle reg? Okay. So, die wyse man bou sy huis op die Rots, kyk, op die rots. en toe kom die reën. En toe kom die wind. En die huis op die rots. En En die dwaase man bou sy huis op die
sand. En toe kom die reën. En toe kom die wind. En die huis op die sand val plat. Maar weet julle twee, hierdie storie gaan nie net oor huise bou nie. Dit gaan ook oor ons lewens. Ja, Jesus sê in sy woord, as jy sy woord doen en hoor, is jy soos die wyse man. So oom Daniel, ek wil nie net luister met my oortjies nie. Ek moet dit ook doen. Dis reg kap, kyk jy moet. So as my maatjie by die skool glip die kossies in en dit verspous nie. Ja. Moet ek my broodjies met ontdeel? Dan bou jy jou huis op die rots. Dis mooi kap, kyk. Maar wat as ek besluit, ek kyk weg en ek eet al my broodjies self op? Dan bou jy jou huis op die sand. En, maats, wat van julle? Wat sê nou maar, julle sit by die huis en jy kyk jou favourite TV-program en mamma sê, kom, TV af, daai kamer is baie de mekaar, julle moet gaan kamer aan die kant maak en bed opmaak en jy spring op, sê die TV af en jy hardloop op kamer toe en jy maak jou kamer mooi aan die kant. Dan is jy 'n wyse man, dan bou jy jou huis op die Rots. Maar wat as jy nou sê, ag nee, ek is nie nou lus nee. Dis my favourite program. Ek gaan môre dit doen. Dan bou jy jou huis op die sand. Sand, dis reg. Krummel, kan jy aan 'n voorbeeld dink? Oom Daniel, ek het 'n verskriklike ding oorgekom verlede week. Wat het gebeur? 'n Maatjie het my gunsteling speelding gebreek. Ag nee, Krummel, en hoe voel jy daaroor? O, my hart is seer. Maar Krummel, het jy al jou maatjie vergewe? Nog nie, oom Daniel. Maar dink jy as jy jou maatjie vergewe, dit sal 'n wyse ding wees? Oom Daniel, as ek my maatjie vergewe, bou ek dan ook my huis op die rots soos die wyse man? Dis reg. En as jy hom nie vergewe nie, Dan bou ek my huis op die sand. dis reg, Krummel. Maar weet julle, kom ons sê almal dit saam. As Jesus sê in sy woord, as jy sy woord hoor en doen, dan is jy soos die wyse man. Gaan julle agter my aan sê, ek sal die eerste Ja! stukkie sê. OK. As jy sy woord hoor en doen, is jy soos die wyse man. Dis mooi. Okay, ek gaan maar weer my huis moet gaan oorbou, oom Daniel. Op wat gaan jy dit hierdie keer bou, kaptein? Mooi kap kyk. Maar van nou af bereik ek my marshmallows in my maag. Kaptein. Weet jy wat, kaptein? Ek het 'n liedjie wat jou sal herinner aan die lesie wat ons vandag geleer het. Ja, Die liedjie se naam is Die wyse man bou sy huis op die rots. Ja. Ken julle dit? Die wyse man bou sy huis op die rots. Kom ons staan op. Kom ons staan op, gou-gou. Almal kyk sommer vir pappa en mamma. Ons is sommer 'n show hier voor. Kom gou-gou, gaan jy saam? Daar sê, sit vir Poppie neer, sê vir pappa hy moet die Poppie vashou. Gaan jy die huis op die rots bou? Is jy reg? OK, kom Christo. Is jy ook reg? OK, julle moet nou sien, hier is nie musiek by hierdie liedjie nie, so julle moet mooi hard sing want daar sit oumas en oupas daar agter in die kerk wat nie kan lekker hoor nie. en oom Daniel, hulle moet kan hoor, want anders kan hulle nooit dit doen nie. Dis reg kap, kyk hulle moet mooi hoor sodat hulle dit kan doen as hulle hier uitstap vandag. Dit is so oom. OK, ek gaan 3 tel dan begin ons saam. Is julle reg? Ja! Is julle reg hiervoor? OK. 1 2 3. Die wyse man bou sy huis op die rots. Die wyse man bou sy huis op die rots. Die wyse man bou sy huis op die rots. En die reën het neergeval. Die reën val neer en die rooi styg op. Die reën val neer en die vloed styg op. Die reën val neer en die vloed styg op. En die huis op die rots staan vas. Die dwaase man bou sy huis op die sand. Die dwaase man bou sy huis op die sand.
die dwaase man en die reën het neergeval. Die reën val neer en die vloed styg op. Die reën val neer en die vloed styg op. Die reën val neer en die vloed styg op. En die huis op die grond val plat. Baie mooi julle. Okay, sit gou weer almal. Het julle elkeen 'n kussentjie. Dis 'n mooi liedjie van Daniel. Dit is 'n mooi liedjie Cupcake. Ek dink ons moet gou almal weer daai versie saam sê. As jy sy woord. Wag Kirmal, niemand praat saam met jou nie. Laat ons die hele kerk bymekaar kry. Is julle reg? Kom julle wag as Okay, 1 2 3. As jy sy woord hoor en doen, is jy soos die wyse man. Okay, kom ons sê baie vir Kirmal en Cupcake. Bye julle. Oh, dit was lekker. Waar is Brimilda? O, daar is jy. Kom haal die toeltjie. Dankie, toets. Ek het nogal gedink as ek dors raak, gaan ek nie oor die mic kan drink nie, dan sal ek julle al my slurpgeluide laat hoor. Sy. Sjoe, kan ons vir die poppekas en vir almal wat deelgeneem het nog 'n handjie klap gee asseblief? Pragtig, dankie julle en al die gestryktes en ongestryktes. Baie welkom, hoor. Wat 'n voorreg om iets met julle vandag te deel wat die Here op my hart gesit het. Die tema van die dag is wees doeners van die woord. Kan ons daai prentjies opkry asseblief? Vandag gaan ons lekker na prentjies kyk sodat ons kan onsself inleef en dink, hoe lyk my binnewêreld? Is ek 'n doener van die woord? Of hoor ek ietsie uit die woord, of ek lees 'n vinnige versie, maar ek gaan eintlik maar aan met my lewe. Okay, so die eerste prentjie waarna ons gaan kyk vandag is 'n pragtige boom. 'n Mooi AI-generated boom geplant by waterstrome. Kom ons kyk net so 'n oombliekie na hierdie boom. En dan gaan ek vir ons, dan gaan ek vir ons 'n versie lees om ons te laat verstaan hoe kan ons so 'n boom wees. Okay, volgende skyfie. Psalm 1 uit die Afrikaanse Bybel vir almal. Dit gaan goed met 'n mens wat nie luister na mense wat verkeerd doen nie. Wat nie doen wat sondaars doen nie en wat nie saam spot wanneer mense sit en spot nie. Dit gaan goed met 'n mens wat lief is vir wat die Here sê. 'n Mens wat elke dag en nag dink aan wat die Here sê. So 'n mens sal wees soos 'n boom wat langs waterstrome groei. 'n Boom wat vrugte dra op die regte tyd en wat blare het wat altyd groen is. Dit gaan goed met alles wat hy of sy doen. Ek is 'n vooraanstander van hierdie vertaling, maar ek hou ook daarvan om na klomp vertalings te gaan. Dink 'n bietjie aan watter vertaling jy lees en challenge jouself om na nog vertalings te gaan kyk, want hoor hoe ryk klink dit ook uit die Boodskap vertaling. God hou sommer baie van jou. Want jy leen nooit jou ore aan slegte mense uit nie. Jy hardloop nie agter elke nuwe sonde op die mark aan nie. Jy's ook nie bevriend met daardie spil wat met God spot nie. God is baie bly omdat jy sy woord geniet. Jy lees dit dag en nag sonder om moeg te word.
Daarom is jy soos 'n groot boom wat stewig langs die water staan. Hierdie boom dra op die regte tyd baie vrugte en sy blare bly groen. Sy grootheid skyn helder in alles wat jy doen. Daarom gaan dit baie goed met jou. Wie wil hê dit moet goed gaan met hulle? Steek net gou jou hand op asseblief. Okay, so hier's vir jou 'n goeie klou. Hoe moet jy maak dat dit kan goed gaan met jou binneste? Verbly jouself in die woord, lees die woord vir jouself. Moenie net luister na die preek hier en die kort boodskapie daar nie. Gaan verryk jouself in die woord vir jouself sodat jy die Skepper kan ken. Kom ons kyk na die volgende skyfie van hierdie boom. 'n Boom huisves. 'n Boom bring lewe. 'n Boom is 'n plek van veiligheid. Dink aan voeltjies wat kan kom nes maak in jou takke. As jy gefestig is in God se woord, dan kan die wind maar kom. Gelukkig sien ek julle almal is hier ten spyte van die wind. Dankie vir almal wat gekom het om vandag hier te wees. So, as jy wil wees soos 'n boom wat stewig staan, te midde van storms en wind en reën, en jy wil hê die voeltjies moet kan kom nes maak in jou takke, hier is vir jou 'n klou. Kom ons kyk wat sê die Amplified. Blessed, fortunate, prosperous and favored by God is the man who does not walk in the counsel of the wicked, following their advice and example, nor stand in the path of sinners, nor sit down to rest in the seat of scoffers, ridiculers. But, kyk mooi na daai geel geskryf, his delight is in the law of the Lord. And on his law, his precepts and his teachings, he habitually meditates day and night. As 'n gewoonte, 'n habit, jy vat die woord al gebeur wat, jy vat daai woord as 'n habit. And he will be like a tree firmly planted and fed by streams of water, which yields its fruit in its season. Its leaf does not wither. Ek wil sulke blare hê, blare wat nie net afval nie. And in whatever he does, he prospers and comes to maturity. So om 'n sterk boom te kan hê, moet jy ook sekerlik water kry en jy moet kompos kry, nê, want jy kan nie net daar staan en dink dit gaan goed gaan met jou nie. So dis 'n konstante voeding van jou gees, konstant in die woord, konstant in fellowship. As ons nie onsself omring met medegelowiges nie, maak 'n plan, kom by iemand uit. Hier is groepies. Ek is nie eers seker van al die groepies wat ons kerk het nie, maar as jy 'n groepie soek, gaan vra na die tyd asseblief vir die leierskap. Waar kan jy inskakel? Dis baie kosbaar om met mense saam te kan bid, saam te kan fellowship, mekaar accountable te hou en saam te getuig oor wat in mekaar se lewens aangaan. So die eerste prentjie is 'n boom. Okay, ons wil soos 'n boom wees. Kom ons kyk hoe wil ons nog wees. Volgende skyfie. Okay. So hier is 'n pragtige prent van 'n stroom en reën en 'n man en vrou wat hulle huis op die rots bou. Daar in die agtergrond sien julle iemand wat paniek want hulle sien net hier kom die storms en hulle huis is op sand. Kom ons lees die teksvers wat saam met hierdie prentjie gaan. Matteus 7. Weer eens uit die Afrikaanse Bybel vir almal. Elke mens wat weet wat ek gesê het en wat dit doen, is soos 'n wyse man wat sy huis op 'n rots gebou het. Dit het gereën en die riviere het vol water geword. Die winde het hard gewaai en dit het die huis geruk. Partykeer voel dit of ons huisies bietjie geruk word. Maar die huis het nie omgeval nie, want die man het sy huis op die rots gebou. Volgende skyfie asseblief. 'n Huis met 'n stewige fondasie is 'n plek van veiligheid. 'n Huis met 'n stewige fondasie huisves. 'n Huis met 'n stewige fondasie bring lewe en hoop. Vandag is daar 'n paar vragies wat ek vir julle wil vra om asseblief eerlik oor te gaan dink. Die eerste vraag is: waarop bou jy jou huis? Dink 'n bietjie na. Is jy besig om soos die wyse man jou huis op 'n rots te bou? Of gaan dit bietjie rof en jy verskoon jouself om maar nie vandag Bybel te lees nie want môre is nog 'n dag? Of kom ons skiep maar weer fellowship? Of kom ons skiep maar want die Here sal verstaan? Die waarheid is, hy sal verstaan, ja, maar hy mis jou en jy het dit regtig nodig soos brood. As jy kos het wat jy kan eet, dan sal jy dit sekerlik eet as jy honger is.
Net so lê die woord daar gereed om gelees te word. Almal met 'n slimfoon het 'n Bybeltjie net daar by hulle. Al moet jy jouself in die badkamer toesluit vir daai ekstra minuut, wanneer jy op die toilet sit, lees 'n stukkie woord waar niemand jou gaan pla nie en niemand jou behoort te pla nie. Daai 5 minute se bietjie vroeër opstaan, net om jou gees te voed vir jouself. Nie net gaan luister 'n preek of so nie, dis ook goed. Maar ons moet die woord ken om Jesus te kan ken. Ons wil nie net tweedehandse woord ontvang heeltyd nie. En ons wil ook die woord kan ken, sodat wanneer die vyand kom, om vir jou te challenge en te sê, nee wat, jy ken nie die Here goed genoeg nie, of nee, jy is nie goed genoeg nie. Om die woord goed genoeg te kan ken, om te weet, maar hy het my gered terwyl ek nog gesond daar was, hy het my uitgekies. Om elke keer as die vyand kom met 'n leuen, om te sê, maar die waarheid is hierdie, want ek sien dit in my Bybel. Die volgende vraag, deurdrenk jy jou gedagtes en jou huishouding en jou daaglikse besluite met God se woord? Of besluit jy net vir jouself, ja wat, ek dink ek sal vandag Kaap toe gaan, want ek moet mos dit en dat doen, of ja weet jy wat, kom ons doen dit en dat, maar net om in te check by die Here, dis net 'n attitude verandering, om te sê, Here, ek voel ek moet dit doen, stem u saam. Of, Here, hoe voel u oor dit, hoe voel u oor dat, wys my in die woord. Is daar 'n gesprek, 'n besigheidsbesluit wat jy moet maak? Vra jy vir die Here of jy hierdie lening moet aangaan? Of doen jy dit net want dit voel goed en jou brein sê vir jou ja? Partykeer gaan jou brein vir jou sê ja en alles lyk net mooi reg, maar as jy by die Here gaan sit, dan kom jy agter, dalk moet jy net 'n bietjie wag. Die derde prentjie waarna ek wil hê ons moet kyk, is hierdie gesin wat in die lig staan. Sien julle daardie mense wat uit die woud aangestap kom? Kom ons lees wat sê Efesiërs 5 vers 8. Voorheen was julle soos mense wat in die donker lewe, maar nou behoort julle aan die Here en nou is julle in die lig. Daarom moet julle lewe soos mense wat in die lig lewe. Dis 'n baie kosbare stuk. Dit was 5 vers 8. 5 vers 10 op die volgende skyfie sê, julle moet uitvind waarvan die Here hou en julle moet dit doen. So, ons moet vir onsself vra, waarvan hou hy en hoe gaan ons weet wat hy van hou, behalwe as om in sy woord te kyk. So toe Jesus aarde toe gekom het, toe kom wys hy vir ons wie God is in 'n menslike vorm. Maar ons het die Ou Testament, ons het die Nuwe Testament, ons moet dit net lees. Ek het vir ons 'n paar voorbeelde gaan skryf waarvan hou die Here, maar ons nog baie. My uitdaging is vir julle om hierdie week te gaan kyk, waarvan hou die Here en hoe kan ek sy hart bly maak deur dit net te doen? Hoe kan ek net gehoorsaam wees? So die eerste voorbeeld is gehoorsaamheid. Lees wat hy van hou en doen dit net. Tweede een, as ons vyande vergewe. Wat het Krummel gesê? Hy moet sy maatjie vergewe sodat hy sy huis op die rots kan bou. Hoeveel keer hou ons bitterheid in ons hart omdat ons nie bereid is om iemand te vergewe nie, want dit voel te moeilik. Maar Jesus vergewe ons van soveel. En as ons sy vergifnis wil hê, moet ons ook ons naaste vergewe vir dit wat hulle aan ons doen. Nommer 3, as ons skoon voor die Here leef, 'n rein lewe. Nommer 4, dankbaarheid. Is ons dankbaar vir wat hy doen of dink ons net aan wat ons nog wil hê? Of wat ons nog nodig het? Ons moet altyd onthou waarvoor ons kan dankbaar wees. Volgende ene, as ons sy woord bestudeer en nadink daaroor. Dit is vir hom lekker, dit is vir hom goed. As ons tyd saam met hom spandeer. As ons lofliedere sing tot sy eer. As ons ons eie wil neerlê. As ons sê, Here, ek wil nou eintlik hierdie geld gebruik het vir dit waarvoor ek so lank gespaar het. En dan voel jy eintlik skielik bewus van iemand wat dit dalk nodiger het as jy. En as die Here jou prompt om vir daai persoon 'n deel van daai geld te gee waarvoor jy gespaar het, dan is die beloning groot vir die wat dit doen. Jy is dan soos 'n boom geplant by waterstrome. Iemand wat huisves, iemand wat 'n veilige vesting is. Jy is soos 'n wyse man, jy bou jou huis op die rots, jy stewig. Wanneer moeilike goed kom, dan weet jy, ek het vir God geluister, ek was gehoorsaam. En glo vir my, as jy een keer gehoorsaam was, dan roep jou hart uit na die volgende geleentheid om gehoorsaam te wees.
toets dit 'n bietjie. As jy ietsie moeiliks gedoen het vir die Here en jy sien die vrug, jy sien die persoon se gesig wanneer jy daai blessing oorhandig. Of dalk sien jy dit nie, maar net die binnekamer gevoel van ek het vir Jesus geluister. Die volgende keer wil jy dit weer doen. OK, volgende punt, as ons lief is vir mekaar en mekaar respekteer. Dis nie altyd maklik nie, maar liefde is tog 'n keuse. En die vrouens van die huis, baie kere is ons die maatstaf of ons is baie keer die pasaangeer van die vibe in die huis. Ek het al agtergekom as ek geïrriteerd is, dan is daar definitief so half ietsie wat hang, jy weet, in die huis. En ek moedig die moeders aan en die vrouens spesifiek, want as ons 'n sagtheid kan hou, as ons by die Here eers kan incheck elke dag en sê, Here, maak my hart vandag sag, maak my geduldig, dan gaan ons baie makliker daai liefde teenoor ons naaste kan uitleef. Maak nie saak of hulle dit verdien op daai oomblik en of ons dit wil gee nie. Ons kan dit dan kies want Jesus het ons klaar volgemaak. As ons sorg vir weeskinders en weduwees, Jakobus praat daarvan, ons gaan dit amper lees in die teks. As ons onsself rein hou en nie soos die wêreld is nie, dit is wat God behaag. As ons dink voordat ons praat, wow, hoeveel keer sê ons nie iets sonder om te dink nie en ons so spyt. Ek het eendag gehoor iemand sê ons woorde is soos glitter wat jy uitgooi. Jy kan nooit weer daai blinkers bymekaar maak en terugsit in die blikkie nie, dit plak. Wat jy sê plak aan die persone of aan die plek waar jy jouself bevind. So ja, een van die moeilike goed om te doen is regtig om ons tonge te beheer, om te dink voor ons praat. Laaste voorbeeld wat ek aan kon dink was eerlikheid. En toe is my skyfie vol. Om eerlik te wees met onsself, om eerlik te wees met God. En dit verbind baie mooi met repentance ook, want as ons eerlik is met onsself en sê, "Sjoe, ek het eintlik nie vandag opgelet na of die Here ooit vir my iets gesê het in my binneste nie. Ek het eintlik deur die dag gehardloop. En nou dat ek op my bed lê en dink ek wil gaan my skietgebedjie opsê, nou dink ek, eintlik het ek nie eers vir die Here gevra. Is daar iets wat ek vandag op moet fokus? Wat wil hy vir my leer? Vir wie moet ek 'n blessing wees nie? So ons moet eerlik wees met onsself en dan kan ons sê, jammer Here, ek is so jammer, ek het nie vandag geluister nie. Help my om môre beter te wees. En sy genade is groot. As ons vir hom sê ons is jammer, dan vergewe hy ons. Hy is getrou aan sy woord. So hierso is 'n opsomming van die 3 prentjies waaroor ons nou gesels het. Ons wil so wees. Ons wil wees soos 'n boom. Ons wil wees soos 'n persoon wat in die lig wandel. Ons wil wees soos 'n man wat sy huis op die rots bou. Nou is my volgende vraag, hoe lyk ons as ons nie luister na die woord nie? Kom ons kyk, hier's 'n goeie prentjie. Die woord is soos 'n spieël. En as ons kyk na onsself in die woord, sê nou maar jy sit nou daar, jy luister, jy dink by jouself, ek hoor nou al hierdie goed wat ek moet doen. Great, klink goed, maar dan stap jy uit en jy vergeet hoe jy gelyk het. Jy vergeet van alles wat jy eintlik gedink het jy wil doen, want die wêreld daar buite is besig. Hoor wat sê die versie wat my aan hierdie prentjie laat dink het, Jakobus 1 vers 22. Julle moet doen wat God vir julle sê. As julle luister na sy boodskap, maar julle doen nie wat hy sê nie, dan bedrieg julle julleself. Want wanneer iemand luister na God se boodskap en hy doen nie wat God sê nie, dan is hy soos 'n mens wat homself soos 'n mens wat in 'n spieël na sy eie gesig kyk. Wanneer hy homself in die spieël gesien het en hy gaan weg, dan vergeet hy dadelik hoe hy gelyk het. Ek dink hierdie persoon het nogals nodig om hulle gesig te was en bietjie vars klere aan te trek en tande te borsel 10-1. So as die woord vir ons ietsie sê, byvoorbeeld jy moet iemand vergewe, gaan jy dan so wees? Gaan jy dink, ja, ek moet iemand vergewe, maar môre is nog 'n dag. Cheers. Loop weg van die beeld en gaan leef daar buite in daai selfde sonde. Volgende skyfie, vers 25 tot 27. Maar iemand is gelukkig wanneer hy goed luister na die wette van God. Die wette wat heeltemal reg en wat 'n mens vry kan maak. As so iemand aanhou luister, dan vergeet hy nie wat hy gehoor het nie. Nee, hy doen dit. En so 'n mens sal regtig gelukkig wees omdat hy doen wat die wette van God sê.
As iemand dink dat hy vir God dien, maar hy dink nie voordat hy praat nie, dan bedrieg hy homself. En dan beteken sy godsdiens niks. Die regte en die rein manier om vir God die Vader te dien is dit: jy moet sorg vir weeskinders en vir weduwees wat swaar kry. En 'n mens moenie dat hierdie sondige wêreld jou onrein laat word, sodat jy slegte dinge doen nie. Dis 'n tall order, né? Dis moeilik. Maar glo julle die Heilige Gees kan ons help om dit te doen? Ek glo dit. Anders sou Jesus nie gesê het ons moet dit doen nie. In ons eie krag is dit nie moontlik nie, maar hy gaan ons help. Volgende prentjie van hoe ons nie wil lyk nie. Ons wil nie soos kaf, waai in die wind, sonder rigting, net weg. Vergelyk nou hierdie kaf met die boom, né? That person, Psalm 1 vers 2 tot 3 op die volgende skyfie. That person is like a tree planted by streams of water. Hier is die boomprentjie van net nou. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. So jy moet kies, gaan jy die boom wees of gaan jy die kaf wees wat weggewaai word? Vinnig vergete. Hier is nog 'n mooi prentjie van 'n skip wat besig is om weg te dryf van die hawe af. 'n Mooi metafoor van iemand wat nie doen wat die woord sê nie. Hebreërs 2 vers 1 sê, daarom moet ons baie meer luister na die dinge wat die Seun, Jesus, vir ons kom sê het. Ons moet dit doen, sodat ons nie word soos 'n skip wat by die hawe verbydryf nie. Hier is nog 'n prentjie van 'n persoon wat die potensiaal gehad het om iets te doen met die stuk grond wat hy gegee is. Dink 'n bietjie aan ons elkeen wat 'n slimfoon het, 'n Bybel op die rak, jy het dit, dis joune. Hierdie ou het 'n stuk grond gehad, maar ongelukkig was hy bietjie lui en hy het nie die motivering en die dryf gehad om iets daarmee te doen nie. So die persoon wat in Spreuke 24 geskryf het, sê, I went past the field of a sluggard, a luiaard, past the vineyard of someone who has no sense. Thorns had come up everywhere. The ground was covered with weeds, and the stone wall was in ruins. Het iemand al 'n groentetuintjie gehad, of 'n kruietuintjie, of 'n potplantjie, wat dit nie gemaak het nie? Dis gewoonlik die kere wat mens besig is met ander goed, of dis buite sig. As jy 'n groentetuin aan die verkeerde kant van die huis maak, dan is die kans dat daai groentetuintjie gaan oorleef nie baie groot nie. Die ideaal is, hou dit naby. Kom in 'n gewoonte om die woord gereeld te lees. Sit hom waar jy hom gaan sien, plak hom op teen jou yskas. Kom in die gewoonte om die woord in te neem. Anders gaan ons wees soos iemand wat al die potensiaal gehad het, maar dit net mooi gemis het. Kom ons kyk na die 4 prentjies altesaam. Vergelyk dit nou met net nou so mooi prentjies. En dan wees ons eerlik met onsself vandag. Waartoe wil ons op pad wees? Want waar ons was en waartoe ons op pad is, kan 2 verskillende goed wees. As jy jouself nou op hierdie stadium van jou lewe hier bevind, waar jy voel soos een van daai, daar's hoop. Al wat ons hoef te doen is, ons vat die woord, ons sien wat ons moet doen, en ons doen dit. Ek gaan vir ons bid, en ek gaan vra dat almal net so sit met hulle hande op hulle skoot, net as 'n gebaar van, Here, hier is ek, en 'n gebaar om te sê, ek sit my hart oop voor U. Vader, baie dankie vir elke persoon wat hier sit vandag. Here, dankie vir hierdie woord wat met ons werk. Here, vergewe ons asseblief vir elke keer wat ons gedink het, ag, U sal my vergewe as ek hier vandag Bybel lees nie, en dan doen ons elke dag daai selfde gebed. Ag, sorry dat ek nie vandag Bybel gelees het nie, of jammer dat ek nie vandag geluister het nie. Here, vergewe ons asseblief as ons is soos daardie persoon wat in die spieël kyk en wegloop, sonder om iets aan ons voorkoms te doen. Vergewe my asseblief as ek soos 'n boot rondgedryf het op die see, net meegesleer word met die strome, sonder om 'n anker te hê of om 'n oog op die eindpunt en om te werk na die hawe se kant toe. Vergewe ons asseblief as ons soos 'n luiaard sit met al die potensiaal, maar ons doen niks daarmee nie.
Vergewe ons asseblief, Here Jesus, as ons soos kaf rondgewaai was die laaste ruk. En Here, ons wil vra, sal U asseblief vir elkeen van ons, want ons is almal uniek. Nie almal van ons hoor U op dieselfde manier nie. Party van ons het nodig om buite te wees en rond te stap. Party van ons het nodig om absoluut stil te sit en musiek luister of 'n koppie tee drink. Party van ons het nodig om langs 'n kind te gaan sit en te besef hoe lief U vir daai kind is en dan daai liefde in ons in absorbeer. Wat ook al manier die mense hier voor my het om U te hoor, sal U Heilige Gees asseblief in hierdie week baie duidelik met elke een praat, Here. En gee vir ons 'n oomblik waar ons besef, haai, ek is nou besig om te kies, gaan ek luister of nie? Maak dit vir ons duidelik, Here, dat wanneer dit gebeur, dat ons sal sê, haai, ek kan kies en ek gaan kies om te luister. Al beteken dit om gou om te draai. Ons het dalk al amper verbygeloop en dan draai ons om en dan gaan doen ons dit wat U vir ons gesê het. Help ons asseblief, Here, om dit te kan doen. En gee vir ons die vrymoedigheid om vir die mense wat ons elke dag sien te deel, dit wat ons besig is om te leer, om die persoon langs ons te bemoedig. Here, want dit is rof daar buite en daar's mense wat honger en dors na waarheid. En as ons waarheid het, wil ons dit vir hulle gee. Help ons asseblief om net die eerste woordjie te sê en te vertrou dat U deur ons gaan praat, om vir daardie persoon 'n woord van kennis te gee of 'n woord van waarheid wat hulle so nodig het. Ek dink ons neem partykeer aan, nee, daai persoon weet mos hulle sing mooi of daai persoon weet mos hulle is altyd vriendelik en ons hou van hulle. Maar help ons om dit vir hulle te sê. Help ons om nie suinig te wees met ons komplimente nie, sodat ons U lewe kan spreek daar buite, Here. Dat ons bringers van hoop kan wees in 'n wêreld van mense wat hierdie seisoen in hulle doppe klim, mense wat nie uit die huis uit wil gaan nie want is koud. Wanneer ons dan met mense te doen het, Here, mag ons lig bring en mag ons daai boom langs 'n stroom wees wat lewe bring en wat 'n plekkie het vir nog iemand om onder te kom sit, iemand wat net 'n oor nodig het. Help ons om dan daardie oor te wees. U is so goed vir ons, Here. Dankie vir wie U is. Dankie vir U woord. En ons is jammer as ons nie altyd U woord ernstig opneem nie. Vergewe ons daarvoor, Here, en gee vir ons 'n godvreesendheid weer. Dat ons sal besef, wanneer ons U woord lees, is dit nie net grappe nie. Dis nie net stories Noag in die ark of die barmhartige Samaritaan nie. Dit is waarheid en dit is iets wat U oor die jare deur hoeveel verskillende outeurs aan mekaar gesit het vir ons om te lees en te geniet. En Here, as daar mense is wat hier sit wat dink, nee, maar die Bybel is eintlik vir my bietjie moeilik. Ek dink nie ek verstaan dit nie. Here, sal U met die Heilige Gees vir hulle kom wys dat hulle kan die woord verstaan. En U sal vir hulle leer. En daar's geleenthede, daar is nou meer as ooit hulpbronne om die woord beter te kan verstaan. Sal U asseblief vir die mense wat dink hulle kan nog nie die woord verstaan nie, sal U vir hulle die weg oopmaak. Of wat dan nou is om na Bybelskool toe te kom, en of dit is om met 'n ouer persoon te gaan praat wat soos 'n boom geplant is by waterstrome. Lei asseblief vir ons na die regte mense toe, sodat ons U woord kan indrink en ons eie maak. Here, en mag dit die egte woord wees ook, dat ons nie net sal aanneem, hierdie stukkie woord is net so, help ons om in konteks die woord vir onsself te vat, om te vra wie dit geskryf, vir wie is dit geskryf en hoekom is dit geskryf. Dat sou ons die Bybel oopslaan en ons druk ons vinger ergens neer, dat ons ten minste die versies bo en onder dit ook sal gaan lees en sal vra, waaroor gaan hierdie stuk? Nie net vat hierdie een versie en daar gat ons nie, dat ons sal gaan vra, wat wil U vir die mense van daai tyd leer en wat wil U vandag vir my leer? Ja, Here, dankie. Baie dankie. En mag alles wat ons vandag hier gedoen het, die poppekas, die liedjies sing, die woord, die PowerPoint, die koekies en die tee wat ons na die tyd gaan geniet, Here. Help ons om hier uit te stap, dat daar 'n saad geval het in ons hart, Here, dat ons in hierdie week sal werk met die woord, dat die woord met ons sal werk, en dat ons veranderd hier sal uitstap, Here. Baie dankie, Jesus. Amen.